Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 25ste Augustus 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 89-jarige vrou aangerand en vermoor. Nog berigte, 8,5 miljoen mense is werkloos in Suid-Afrika. Suid-Afrikaanse nasionale weermag bestee 41 miljoen rand om toerusting van DRK terug te bring. Karibeker, Griekwas en Boland pak mekaar die naweek. Akani Simbine wen speler van die jaar trofee in Sun City. Pollard en Reinagh in die boksspan hierdie komende naweek. Die gemeenskap in Bloemhof in Noordwes is geskok na die wrede aanval op die 89-jarige Hannetjie Koen wat later aan haar beserings beswyk het. Koen is volgens berigte Vrydag 21 Augustus by haar huis aangeval. Sy het ernstige beserings opgedoen en is later oorlede. Volgens die polisie het haar seun haar na die aanval in 'n agterkamer gevind. Die voorval het groot hartseer in die Bloemhof gemeenskap veroorsaak. 'n 51-jarige man is kort na die aanval in verband met hierdie moord in hegtenis geneem. Hy het in die Bloemhof Landershof verskyn en bly in aanhouding terwyl die saak voortgaan. Hannetjie word deur mense wat haar geken het beskryf as 'n vriendelike en behulpsame vrou wat graag ander mense gehelp het. Volgens berigte het sy gereeld uit haar pad gegaan om bejaardes en ander mense in die gemeenskap by te staan. Die polisie se ondersoek na die moord duur voort. Vir die inwoner van Bloemhof is dit 'n hartseer herinnering aan hoe kwesbaar veral bejaardes kan wees. Die gemeenskap treur saam met Hannetjie Koen se familie en geliefdes na hierdie tragiese verlies. 4 verdagtes is in hegtenis geneem na gewapende huisroof op 'n plaas in die Klein Willem omgewing in die Wes-Kaap. Die voorval het volgens die polisie Saterdag aan 22 Augustus tussen ongeveer 20:30 en 2100 uur plaasgevind. Volgens die beskikbare inligting het onbekende verdagtes die plaas betree en die inwoners vasgebind. Hulle daarna glo verskeie waardevolle artikels geneem, onder meer juweliersware, bankkaarte en ander toerusting, voordat hulle van die toneel af weggevlug het. Die verdagtes het egter nie ver gekom nie. 'n Ontsnappingsvoertuig is op die pad in die rigting van die Wolseley raak gesien. Na koördinering tussen die polisie en sekuriteitsmagte is die voertuig gestop en 4 volwasse mans is in hegtenis geneem. Die gesteelde eiendom is ook teruggevind. Die polisie het bevestig dat 'n huisroofsaak geregistreer is en dat die ondersoek voortgaan. Die 4 verdagtes sou op 24 Augustus 2026 in die hof verskyn nadat hulle aangekla is. Dit is egter nog nie duidelik of iemand tydens die voorval beseer was nie en die naam van die plaas is ook nie bekend gemaak nie. Die polisie ondersoek verder of 4 verdagtes moontlik verbind kan word met ander plaasaanvalle in die Wolseley gebied waar die afgelope paar weke daar plaasgevind het. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermag gaan sowat 41 miljoen rand bestee om voertuie en ander toerusting wat in die Demokratiese Republiek van die Kongo oftewel die DRK agtergebly het, terug na Suid-Afrika te vervoer. Die toerusting is glo in 'n swak en beskadigde toestand. Die terugvoeroperasie sluit onder meer militêre voertuie en skeepshouers met ou ammunisie in. Die toerusting moet uit die DRK verwyder word en na Suid-Afrika teruggebring word. Die koste van 41 miljoen rand het vrae laat ontstaan, veral omdat er volgens die berig reeds beplan was dat die operasie vroeër afgehandel moes gewees het. Die proses het egter langer geneem as wat aanvanklik verwag was. Die kwessie moet ook gesien word om teen die agtergrond van Suid-Afrika se militêre betrokkenheid in die DRK, die koste van die ontplooiing, instandhouding van toerusting en uiteindelike terugtrekking plaas verdere druk op die verdedigings se begroting. Die ANC se nuwe plaaslike regeringsverkiesingsmanifest het sterk kritiek van die DA-leier Gordon Hill-Lewis ontlok. Hill-Lewis sê die ANC se beloftes aan kiesers is nie geloofwaardig nie. Hy het veral kritiek uitgespreek teen die ANC se belofte om munisipaliteite binne 100 dae reg te ruk om alle kritieke vakatures binne 120 dae te vul. Volgens Hill is hierdie beloftes onrealisties en het dit nie genoeg geloofwaardigheid nie. Hy sê die ANC vra kiesers om weer vertroue te hê in 'n party wat volgens hom verantwoordelik is vir baie van die probleme waarmee munisipaliteite tans sukkel. Die ANC het intussen sy manifest op 23 Augustus bekendgestel. Die party sê die manifest is gebaseer op 'n beoordeling van sy vorige 2021 manifest en die lesse wat die party die afgelope 5 jaar se plaaslike regering geleer het. Hill-Lewis sê kiesers moenie net na beloftes luister nie, maar moet kyk na wat politieke partye reeds in munisipaliteite reg gekry het. Die ANC sê egter sy nuwe plan is daarop gemik om plaaslike regerings te herbou, dienslewering te verbeter en gemeenskappe beter te dien. Suid-Afrika se werkloosheidskrisis het verder versleg.
Volgens die jongste syfers van Statistiek Suid-Afrika staan die aantal amptelik op werklose mense nou op ongeveer 8,5 miljoen mense. Die amptelike werkloosheidskoers het in die tweede kwartaal van 2026 tot 33,6% gestyg. Dis 'n toename vanaf 32,7% in die eerste kwartaal. In net 3 maande het die aantal werklose mense met 345.000 toegeneem. Terselfdertyd het die aantal mense met werk ongeveer met 16.000 gedaal tot 16,7 miljoen. Die situasie onder jong mense is selfs meer kommerwekkend. Jeugwerkloosheid het tot 47,4% gestyg met ongeveer 5 miljoen mense tussen 15 en 34 jaar wat sonder werk is. Die syfers plaas verdere druk op die regering om ekonomiese groei te versnel en meer volhoubare werksgeleenthede vir alle mense te kan skep. Die Suid-Afrikaanse selfoonreus MTN wil sy belegging in Iran verkoop en die land verlaat. MTN het 'n 49% belang in Irancell, Iran se tweede grootste mobiele netwerk. Die maatskappy probeer al jare om uit Iran te kom, maar die Amerikaanse sanksies teen Iran maak dit baie moeilik om beleggings te verkoop en die geld uit die land te neem. Die situasie het verder versleg te midde van politieke onrus, betogings en toenemende spanning in die Midde-Ooste. MTN het reeds sy personeel uit Iran onttrek en het nie meer werknemers wat daar namens die groep werksaam is nie. MTN se uitvoerende hoof, Ralph Mopit, het gesê die groep wil graag uit Iran onttrek indien omstandighede dit vir hulle moontlik sou maak. Die Sanlam-Boland Cavaliers kry komende Sondag 'n belangrike tuisveldvoordeel in die Carling Currie beker wanneer hulle die Suzuki Griquas in Wellington ontvang. Die wedstryd word om 3:00 die middag in Boland Stadion gespeel. Dit beloof om interessante kragmeting te wees, want die Griquas is tans een van die sterkste spanne in die kompetisie. Hulle het tot dusver goeie rugby gespeel en is bo aan die punteleer. Boland het egter reeds gewys dat hulle enige span kan wen. Die Cavaliers het die Griquas vroeër in die seisoen in Wellington gewen en het gee hulle vertroue vir Sondag se belangrike wedstryd. Die wedstryd is ook belangrik vir die uitspeelwedstryde met Boland wat reeds sterk in die stryd is om die plek in die halfeindronde te haal. Die Suid-Afrikaanse laanloopster Akani Simbine het die groot prys van vanjaar se Suid-Afrikaanse sporttoekenning ingepalm. Simbine is Sondag aand by 'n glansgeleentheid by Sunset in Noordwes aangewys as sportster van die jaar. Hy het die toekenning gewen voor groot name soos Springbokhaker Malcolm Marx en die Proteas se kaptein Themba Bavuma. Dis nog 'n groot eer vir Simbine wat oor die jare een van Suid-Afrika se bekendste en suksesvolste nalopers geword het. Die aand was 'n groot viering van Suid-Afrikaanse sport met atlete, afrigters, spanne en ander sportpersoonlikhede wat vir hulle prestasies vereer is. Die Proteas manstoetsspan is as span van die jaar aangewys, terwyl die swemmer Pieter Kotse die sportman van die jaar toekenning ontvang het en Prudence Segodiso as sportvrou van die jaar aangewys is. Maar die aand het eintlik behoort aan Akani Simbine met die gesogte sportster van die jaar trofee wat hy huis toe geneem het. Australiese kaptein Pat Cummins sê hy kan nie wag om weer in Suid-Afrika te speel nie. Die Australiese span toer in Oktober na Suid-Afrika vir 'n belangrike 3-toetsreeks teen die Proteas. Die toetse word in Durban, Canberra en Kaapstad afgehandel. Cummins sê die reeks is vir Australië baie belangrik. Die twee spanne het mekaar verlede jaar in wêreldtoetskampioenskap eindstryd ontmoet waar Suid-Afrika vir Australië gewen het. Australië het egter Suid-Afrika in die volgende toetsreeks in Australië met 2-0 gewen en Cummins weet dat die Proteas in hulle eie toestande 'n baie moeilike teenstander gewees. 6 Suid-Afrikaanse atlete het die naweek uitstekend gevaar tydens die wêreldatletiek silwerkontinentale byeenkoms by die Kalinga Stadion in Indië. In die man se 110 meter hekkies het Franco Leroux die beste van die Suid-Afrikaners gevaar. Hy het die wedloop in 13.47 sekondes voltooi en 'n plek op die podium behaal. Die 36-jarige Antonio Alcana het ook 'n sterk vertoning gelewer en die wedloop in 13.54 sekondes voltooi. In die 100 meter het die jong Tsepo Nyati uitstekende vertoning gelewer. Hy het die 100 meter in 10,11 sekondes gewen, 'n nuwe persoonlike beste vir hierdie Suid-Afrikaner. Leendert Kokemoer, net 19 jaar oud, het ook 'n podiumplek behaal. Hy het die 400 meter in 45.35 sekondes voltooi en tweede geëindig. In die man se verspring het Devin Manuel 'n silwermedalje gewen met 'n sprong van 8,03 meter. Dow Smith het in die spiesgooi vierde geëindig met 'n afstand van 76.79 meter. Dit was sy eerste byeenkoms sedert Mei waar hy weer die 80 meter merk probeer haal het. Die Suid-Afrikaners het dus gewys dat daar steeds groot atletiek talent in ons land is. Die Franse tennisster Arthur Fils en die Amerikaner Coco Gauff het die naweek die groot wenners by Cincinnati ope geword. Fils het in die man se eindstryd met die Amerikaner Francis Tiafoe afgereken. Fils het die eerste stel met 6-3 gewen, maar Tiafoe het sterk teruggeveg en die tweede stel met 6-1 ingepalm. Fils het egter in die beslissende derde stel geen fout gemaak nie. Hy het Tiafoe met 6-0 afgeransel om die wedstryd met 6-3, 1-6 en 6-0 te wen. Dit was die 22-jarige Fils se eerste ATP Meesters 1000 titel
en die grootste titel van sy loopbaan. Die vrouefinaal was die Amerikaanse kragmeting tussen Coco Gauff en Jessica Pegula. Gauff het van die begin af beheer geneem en die eerste stel met 6-2 gewen. Pegula het in die tweede stel probeer terugkom, maar Gauff het kalm gebly en het met 6-4 gewen. Gauff is dus die wedstryd met 2 stelle gewen en haar tweede Cincinnati Open titel verower. Dit was ook haar eerste titel van die 2026 seisoen. Albei spelers sal nou 'n aandag skuif na die Amerikaanse Open wat volgende week gaan begin. Vir Fils is die oorwinning 'n belangrike mylpaal in sy loopbaan, terwyl Gauff se titel haar groot selfvertroue gee vir een van die grootste toernooie op die wêreldkalender. André Pollard en Kobus Reinagh is die Rassie Erasmus in die beginspan ingesluit vir die tweede toets teen die All Blacks wat Saterdag in Kaapstad gaan plaasvind. Pollard begin op losskakel en Reinagh op skramskakel. Dis 'n belangrike verandering nadat die Springbokke verlede Saterdag met 33-16 punte teen die All Blacks op Ellis Park verloor het. Sasha Feinberg en Gomezulu skuif na die bank terwyl Grant Williams weens 'n besering nie beskikbaar sal wees nie. Pollard se terugkeer beteken die Springbokke kies hierdie keer meer ervaring en beheer in die sleutelposisies. Die All Blacks het die eerste toets gewen, so Suid-Afrika moet Saterdag terugreageer. Pieter Stef de Tooy is ook aangewys as die kaptein en sal sy 100ste toets vir die Springbokke speel. Oxenche kan ook sy 50ste toets hier vier. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Ons Weerberg vir die streek lyk so: Messina 1529, Polokwane 1226, Lepalale 1230, Mbombela 1230, Maikeng 1128, Pretoria 1527, Johannesburg 1526, Ermelo 824, Galagari 1632, Gaborone 1529, Richards Bay 1431, Pietermaritzburg 1128, Durban 1524, Port St Johns 1223, Pongola 1431, Maputo 1729, Bethlehem 723, Bloemfontein 1025, Alawal Noord 1026, Welkom 1126, Vryburg 1130, Kimberley 1329, Appington 1532, Prieska 1330, Springbok 1432, Karasburg 1732, Keetmanshoop 1632, Mariental 1632, Alexanderbaai 1127, Brandvlei 1230, Loederitsbaai 2239, Vredendal 1032, Kaapstad 1220, Sutherland 1024, George 918, Jeffreys Bay 1119, Geberra 1019, Graafrenet 822, Kapo Gillas 1017, De Aar 1226, Molteno 822, Beaufort West 1326, Oos-London 1022, Mabelane 1531. Ons verkorte weerberig vir vandag: Gauteng gedeeltelik bewolk en warm, Vrystaat sonnig tot gedeeltelik bewolk, koel tot warm, Noordwes provinsie gedeeltelik bewolk en baie warm, Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, Mpumalanga gedeeltelik bewolk, koel tot warm met 'n kans op enkele buie, KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met enkele buie veral langs die kus, die Oos-Kaap provinsie koel tot matig warm met bewolkte gebiede en moontlike ligte reën langs die kus, die Wes-Kaap koel met bewolkte toestande en moontlike ligte reën in sommige gebiede, Noord-Kaap meestal sonnig en droog, koel vroeg in die oggend en warm later in die dag. Ons markaanwysers vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.03 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Britse pond kos R21.84, die euro verhandel teen R18.69, die Australiese dollar kos R11.46, 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,888, palladium se prys is $1,358, die prys van goud is $4,648 per fyn ons, die prys van silwer is $68.83, Brent olie per vat is $94.40. Gedagte vir die dag: moenie wag vir die perfekte dag om gelukkig te wees nie. Maak vandag die beste dag wat jy kan. Elke nuwe dag is 'n nuwe geleentheid om iets beter te doen, iemand te bemoedig en dankbaar te wees vir wat jy reeds het. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.